verlustig jou en hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou en hom, verlustig jou en hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou en hom. Staan vas in die naam van die Heer, staan vas in die krag wat hy jou gee. Geen wapen wat die vyand teen jou smeer sal slaag as jy vasstaan in die naam van die Heer. Verlustig jou en hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou en hom, verlustig jou en hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou en hom. Staan vas in die naam van die Heer, staan vas in die krag wat hy jou gee. Geen wapen wat die vyand teen jou smeer sal slaag as jy vasstaan in die naam van die Heer. Verlustig jou en hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou en hom, verlustig jou en hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou en hom. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied. Eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U
Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier hier so in die kerkgebou dat ons almal kan saam aanbid. Dis lekker om so baie mense hier te sien. Ek wil net vra as enigiemand wat vir die eerste keer hier is vandag of dalk die eerste keer in baie jare. Daar's 'n klomp mense. Sy. Ja, lanklaas sjokolade uitgedeel, dis lekker. Is daar nog iemand aan die ander kant ook? Ek gaan later vra wie skoon saam met die nagmaal. Wie skoon saam met chocolate? Jack, ja, jy moet nog die kant toe kom, jong. Lyk my jy gaan fiks word vandag. Terwyl die sjokolades beweeg, daar's nog mense hier ergens. Daarso. Baie welkom. Dis baie goed om julle hier te hê. Ja, baie welkom. Ons kom saam om die Here te aanbid. Ons kan nou sommer daar aangaan met die aankondigings. Ja, vandag is 'n groot dag. Ons het ons gemeentevergaderings na die tyd. Ons stap sommer reguit van hier af oor na die kerksaal en as jy daar kom, kry sommer vinnig koffie asseblief. Ja, die plan sê daar's net 15 minute vir almal om koffie te kry en 'n eetdingetjie. As jy nie weet van die vergadering nie, kom nog steeds. Dit is ons praat oor die toekoms van die gemeente en daar's vanaand ook 'n vergadering 6:00 as jy nou nie deen kan bywoon nie en daar's Woensdag 6:30 ook 'n vergadering as jy hom nie kan bywoon nie. Maar ek is bly, ek neem aan die meeste mense wat hier is gaan soontoe kom asseblief soontoe. Dit gaan 'n lekker gesprek wees. Dan al ander afkondiging is ja, mense met wie dit wat uitdagings het. Nina is weer in die hospitaal. En sy is maar baie op en af. So julle kan gerus vir Nina bid, vir Yuri en Hendrien se dogter. Ek sien julle is hier, ons dink aan julle Yuri. Sterkte, bid asseblief vir Nina. En dan dink ons aan Daniel Franco en Ilana's dogter. Daniel is ewe skielik met 'n lamte gediagnoseer en hulle het al 'n klomp toetse gedoen, die MRI is skoon en die lumbar puncture wys ook skoon, so lyk my daar's nie ernstig fout nie, maar hulle is maar bekommerd oor haar. So ons kan gerus vir haar ook bid. En dan is die laaste een is dat Johan Eberson is baie skielik die week oorlede. Hy het daar in die Ondervallei gebly, sy skoonma is Magda Whittle en sy het onlangs haar man ook verloor op Thursday. So ons kan gerus aan die hele Eberson en Whittle families dink met die afsterwe van Johan. Ja, ek dink dit is al wat ek en Trudy, my vrou, sien ek is nog op die lys, sy sit hier, dit gaan goed met haar, baie dankie. Kom ons bid saam. Met my gaan dit ook goed. Kom ons bid saam. O Heer my God, wat 'n voorreg om U te aanbid. Ag Here, U bring vir ons soveel vrede en sekerheid in 'n onsekere wêreld. Heer, dankie dat ons hier kan saam wees as gelowiges. Ag Here, seën ons teenwoordigheid hier saam. Seën vir Jacques wat die diens ook gaan lei, Heer, dat hy regtig U boodskap sal bring. Dankie ook vir ons vergaderings vanmiddag. Ag, wil U dit ook seën, Heer, dat ons die stem daar duidelik sal hoor. Here, en dan bid ek baie spesifiek vir Nina. Wil U haar seën? Ag Here, sy kom al 'n lang pad met gesondheidsuitdagings aan. Here, wees met haar gemoed, wees met haar verhouding met U. Here, en ek bid ook vir Hendrien en vir Yuri en al die ander geliefdes wat rondom haar staan, haar man, wat haar moet opbeheer in hierdie tyd. Ag, seën hulle ook met wysheid en seën hulle dat hulle U teenwoordigheid ervaar. Ek loof en prys U naam. Amen. Kan die bureau sê, ek kan nie vir al die vreemde mense sê, ek kan vir al die kinders moet gee. Nie al die kinders wat die voorsit, dis wat jy gesê het. Ja, hier's te veel kinders, verseker. Môre. Ons gaan vandag ons kindermoment doen voor ons begin en dan as julle die liedjie saam met my gaan sing, dan kan julle sweets kry. Ons gaan die liedjie tweede sing. Ons gaan begin met 'n ding. In die lewe het 'n mens met allerlei goed nodig. As jy iets wil doen, dan het jy iets staf nodig.
Wat? Ek het aan die Bula se hoed geleen. Weet of hy gaan pas nie, hy is bietjie klein. Wat dink julle gaan ek doen? Fietsry. Oom Hendrik, het ons toe daai besem gevat? Ek het vergeet om die besem te kry. Ek stap ek en oom Hendrik oor na die saal toe om 'n besem te gaan haal. En raai wat doen ons? Ons maak soos vrouens. Ons staan en praat so baie ons vergeet wat ons moet doen. So ons het opgeslip haar. Maar ek wou 'n besem hier gehad het. Julle weet wat doen 'n mens met 'n besem? Wat doen 'n mens as jy hierdie klere aan het? Jy maak skoon. Jy maak kos. Haha. Jy is soos 'n chef. Of 'n ding, party ouens sê jy is 'n ma. Hierdie is my favorite toerusting. Hierdie is my favorite goed. Ek moet 'n stoel kry. As mens hierdie goede aantrek, wat doen jy dan? Ja, jy loop op koue teels. Wat het jy gesê het? Jy wil gaan slaap, ja, net voor jy gaan slaap. Had gisterand 'n mannetjie daar by ons gekuier, so 'n ander ouetjie. En toe ek hom vanoggend wakker maak, toe slaap hy het sommer met sy pantoffels aangeslaap. Gaan nou nie sy naam sê nie. Alright, hierdie is jou pantoffels. Alright. En hierdie, wat trek mens hierdie vooraan? Construction. Ja, maar hoe is jy so slim met klere? Jy is baie oulik. Dis 'n construction, nee. Partykeer is lekker ou dit aan vir construction. En as ou, ek dink ek het hom te mekaar hier agter, maar kom ons los dit. As ou army toe gaan, wat trek 'n mens aan? Julle weet nie meer nie. Oom Johnny gooi vir ons daai army prentjie daar op. Jy het alreeds in die ou dae het hulle gefight met 'n sword. Met 'n skild, deesdae fight hulle met drones. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ja, jy sit daar. Pion pion. Dis 'n ding het verander, ding het baie verander. Like jy my skoene? Nee eintlik nie. Hulle is al 'n bietjie stikkend. Wil jy nie vir die dominee nuwe skoene koop nie? Sy pantoffels is nie lekker nie. En so julle gaan by die sonnaarskool vir hierdie kwartaal, gaan julle praat as ons is almal in 'n fight. Ons fight teen die duiwel. En hy wil ons aftrek met verskillende dinge. So julle gaan vir hierdie kwartaal bietjie kyk na maar watter klere moet ons aantrek as ons in hierdie fight wil wees. En ek gaan nie vandag dit vir julle hier sê nie, want julle gaan in die klasse bietjie daaroor gesels. Maar julle verstaan wat ons sê, né? Jy moet die regte klere aan hê. Vir construction, as jy construction gaan doen, of as jy wil koeke bak, of as jy 'n bietjie wil gaan rus, dan trek jy jou pantoffels aan. Of as jy wil gaan fietsry, dan trek jy 'n fietsryhoed aan. So ons gaan 'n liedjie sing en oom Jakobus en tannie Christley wat nou vandag doop. Hulle weet hulle tyd's op pad, want klein Dante is nou, hoe oud is hy nou? 8 maande. 5 maande, ek is 'n bietjie agter. Binnekort gaan julle ook begin kinderliedjies sing, Jakobus. As die kinderliedjies kwaai raak, so hier's baie ma's en pa's hier so wat weet van kinderliedjies. So kom ons staan en dan sing ons hierdie liedjie, ek is nie 'n stapsoldaatjie nie. En dan gaan ek julle verskoon. Kom ons staan almal saam. Julle ken nie bewegings nie. Ek is nie 'n stapsoldaatjie. 'n Rysoldaatjie kan jy besluit of jy met 'n kar wil ry en of jy met 'n perd wil ry. Want as jy perd ry is dit so. Dit as jy jonger is kan jy perd ry want jou knie is nog lekker. As jy wil 'n kar ry as jy ou man is dan sit jy maar net so. Kom ons gaan. Kom ons stap. Stap. Jesus is tot daai. Stap. Ja meneer. Stap. Ek bietjie harder daar, dankie. Links. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n rysoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n rysoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Nog 'n keer. Links, rechts, Ja. links. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n rysoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie
'n soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. En ek is nie 'n stapsoldaatjie, 'n reissoldaatjie, 'n vliegsoldaatjie. Ek is nie 'n skiepsoldaatjie, maar ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. En links, rechts, links. Julle kan sommer uitpak hier. Links, rechts, links. Wow. Links, rechts, links. Links, rechts, links. Ek is nie 'n stapsoldaatjie, 'n reissoldaatjie, 'n vliegsoldaatjie. Ek is nie 'n skiepsoldaatjie, maar ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. En ek is nie 'n stapsoldaatjie, 'n reissoldaatjie, 'n vliegsoldaatjie. Ek is nie 'n skiepsoldaatjie, maar ek is Jesus 'n soldaatjie, ja meneer. En links, rechts, links. Ek moet daai liedjie halfpad stop want ek is uit asem uit. Ag Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. En ons wil sommer nou 2 liedjies sing, Here, om ook as volwassenes net te erken dat God is hier teenwoordig. Soos Marius het daar in die begin gesê, Here, dit is goed vir ons wat die kerk is om in hierdie gebou te wees vanoggend. Om op 'n manier u te beleef deur in mekaar se gesigte te kyk. Dankie Here dat u teenwoordig is. Amen. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buigend stilte om te ere. God is hier teenwoordig, Here, gee ons vrede. Wees genadig, wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lief verkondig. Wees die bron van alle lewe. Is hier, my ons al ons trane, na u welbehagen. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. By die stof bring ons lof, Here God van vrede, hoor op ons gebede.
Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef weer in my hart. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, my Jesus leef, hy leef weer in my hart. Sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef weer in my hart. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, my Jesus leef, hy leef weer in my hart. Sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef weer in my hart. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, my Jesus leef, hy leef weer in my hart. Sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef weer in my hart. Hy leef weer in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, my Jesus leef, hy leef weer in my hart. Sing halleluja, my Jesus leef vandag. Wil ek sommer geleentheid gee as daar dalk iemand is wat met ons 'n storie wil deel. Ons gee altyd so 'n geleentheid vir God stories waar jy dalk iewers in die laaste tyd die Here beleef het. Ja, dit is goed as ons dit met mekaar deel. Dit is opbouend vir ons geloof. Enigiemand wat 'n storie met ons wil deel? Ek het nou die voorreg om nou uit die avond met baie mense te gesels en ook oor hulle verhouding met die Here en 'n klomp dinge. So seker meer as dit, sê 7-8 maande terug, toe het Antoinette en Frikkie ter Blanche vir my gesê, die Here lê 'n ding op hulle hart. En dit is om 'n kruis te plant by elke een van die ingange van die dorp. En hulle wil doen, net om te sê, maar die dorp van ons behoort aan die Here en sy ingange behoort aan die Here. En hulle het toe gesê, maar hulle moet eers amptelike toestemming kry om dit te doen. En ek het eintlik 'n klein bietjie daarvan vergeet om die waarheid te sê. So 2 weke terug, daai Sondag, toe ons is so 'n groepie dominees, pastore, grand woord is 'n fraternal. Weet nie wat se Afrikaans vir dit nie. Maar so 'n groep van dominees en pastore, julle weet. En wat so in die dorp saamkom, so elke dag, eintlik 'n bietjie te min, maar ons is so ten minste op 'n WhatsApp groep. En die een ou Devin Hendriks sit daarop, hy sê, maar ons moet bid vir die jong mense in ons dorp. Daar was daai tyd weer, dink ek 2 jong mense in of in Bergsig, dink ek, geskiet die naweek. So 2 naweke terug. So daar was regtig 'n klomp uitdagings. Ons het al 'n jaar terug, het ons as 'n klomp dominees begin gesels oor ander uitdagings met die jeug. Dwelm, misbruik, tienerswangerskappe, daar's 'n klomp goeters. En Devin sê, maar hy het 'n plan. Kom ons Sondag verlede week, kom ons kom by mekaar daar by die Bergsig brug, noem ons dit, daar by die golfklub se brug, en dan bid ons saam. Ons kry mense en lidmate om daar te kom bid saam met ons die dag. En ons het dit so gedoen. Dis die plan. En iewers in die week kuier ek daar by Verleihof, en Louise wat daar werk sê vir my, maar het Antoinette met my gepraat, ons sê so opgewonde, ek sê nee, waaroor? Sy sê nee man,
Hy het uiteindelik toestemming gekry by die munisipaliteit reëlings te tref waar om nou die kruise op te sit. Sy gaan hierdie naweek die eerste kruis opsit van die 4 en sy gaan hom opsit raai waar by die Bergsigbrug. En ek bel haar opgewonde en ek sê, "Wow, is dit nie die Here nie?" Die timing, dit was vir my regtig 'n godsoomblik geweest, waar die Here net soos sy die Saterdag die kruis gaan opsit, as jy net so voor die brug gaan, oor die kanaal, staan die kruis so aan die regterkant en ons het die Sondag was daar 'n klomp mense, seker so 40, 45 mense, dalk 50 wat daar saam gebid het en regtig geproklameer het dat die Here, dis die Here se dorp. Dit was vir my 'n godsoomblik geweest. Om te sien hoe die Here dit uitwerk. Enigiemand anders dalk 'n storie. Ek het nou ongelukkig voor, ek het nou die mikrofoon, maar ons het 'n mikrofoon as jy wil ietsie deel. Iemand het dalk net wil sê, dit hoef nie so 'n grand en 'n lang storie te wees nie. Enigiemand dalk daar's hy Marius, daar so. Niks. Dankie. Baie dankie. Ja, ek sit hierso en Donnie gesê het daar enigiemand wat 'n storie wil deel met ons en ek sê is dit my beurt om 'n storie te deel? Is dit nodig om dit te deel? Nee, wag, sit my eerder eers. En toe sê ek, Here, as toe ons die storie klaar vertel het en hy vra is daar nog iemand wat al 'n storie, dan is dit dalk 'n teken. Daar's dalk nog iemand wat na jou gaan praat, ek sien hulle. Dis mooi so. Ja, ons groot mense, as ons sê ons volwasse mense, ons sukkel elke dag met finansies en dit en jy's bekommerd. Ek meen jy wil vir jou familie sorg en jy wil graag die beste gee vir hulle wat jy kan. Maar as jou finansies, jou salaris dit nie toelaat nie, dan is jy as man sit jy daar, joh, wat kan ek nog meer doen om dit te doen ek self? Wat kan ek doen? Nou ja, so baie van ons kan getuig, ons sukkel met finansies en almal en so alles raak duurder en dit, maar dit daar gelos. Sit ek eendag by die huis, by die werk en ek sê vir die Here, joh, ek weet nie meer. Ek weet nie wat vorentoe nie, hoe om te maak. Hier sekere rekeninge wat moet betaal word en dit moet aftrek en daai en so aan. En ja, soos die tegnologie op goed is of slim is, kyk ook op my selfoon en die banking apps soos hulle sê, sien ja, nee, jy gaan dit nie maak. Sommetjie gaan nie werk nie. Ek gaan nie maak nie. Nou ek en my vrou spot baie keer as hy so af gaan sê, kom ons kyk wie wen. So sê ek vir die Here, ek sê Here, ek los dit in die hande. Dit help nie, ek stres oor iets wat ek niks kan aan doen, ek kan nie verander nie. Dit gaan net dinge ongemaklik maak tussen ons. Ek los dit in u hande. Wat ook al kom, wat gebeur, dit is in u hande. Maar asseblief Here, laat daar geldjie inkom, laat ons net ons rekeninge en goederes kan betaal en so aan. En ja, ek wil sê, foon gaan af en ek kyk daarso onmiddellik my oë traan en ek begin sommer te huil. Toe die Here finansies gegee, ek gaan nie sê waar het gekom en so aan nie, dat ons rekeninge net genoeg is al vir die rekeninge betaal en daar ietsie ekstra is om die kosies mee te kan koop. Ja. Nou, ek weet vir baie mense klink dit soos iets simpel, is my elke dag, maar elke dag as jy opstaan, dis 'n storie. Hy oop maak elke dag. Dit is 'n wonderwerk en dit is 'n storie wat jy moet vertel. Ons moenie terug staan en sê, hoorie, soos ek gesit het, so, ag nee, is nie my beurt om te vertel ons so nie. Ons moet opstaan. Ons moet uitgaan, ons moet leef, ons moet vir ander sê, luister, nee, jou storie is goed genoeg vir ander om te hoor en jy kan ander help. So, dankie. So, ek wil vir een en elkeen van julle sê, dankie ook dat ons volgende hier kan wees. En Ja, ons het nie eens ontmoet hier, né? Nee, Dani, Dani, het jy dan sweet gekry, Dani? Ek het Dankie. Ja, goed. So, ja, ek kan net sê baie dankie en regtig waar. Ons moet nie skaam wees nie. Maak nie saak wat jou storie is nie, al is dit vir jou iets kleins. Dit kan iemand anders te ophelp. Glo my, dit kan. Wie van julle het al, ek gaan net vra dat julle hande opsteek, maar wie van julle het al soos Dani sê, so vir die banking app gesê, wie gaan wen? Weet, die skuld of die rekening, en net beleef dat die Here dit op 'n wonderbaarlike manier vir jou met 'n geldjie voorsien. Het daar van julle steek dit so jou hand op? Ek weet vir my en vir Beulah was dit al so, daar is mense wat dit al kan sê, nee, dat dit net, dat die Here doen 'n wonderwerk, en wat Dani sê, is dat ons moenie daai geleenthede mis om dit vir mense te deel nie, want dit verheerlik God. Definitief, en dit behoort alles aan hom. Dit is Dis so. nie ons sin nie.
Ja, Ons kan dit nie verdien. Hy gee dit vir ons en hy voorsien. dit is net die Here. Ja, net hy, amen. Daar iemand anders, dankie Dani hoor. Iemand anders wat dalk 'n God storie met ons wil deel en dit 'n getuienis. Vanoggend moet jy mooi luister want ek preek al van nou af. Want ek gaan nie baie lank preek nie want ons het 'n doop en 'n nagmaal en jy gaan vandag 3 minute voor 10 hier uitstap. Check my. So ek gaan preek tussenin en my tema vir vanoggend is ons is pilare vir hoop. En dis presies wat Dani gesê het, nê. Hier's 'n mens, iemand wat sê maar weet ons die kerk van die Here is basies maar net daar om God op te hou vir die wêreld om te sien die Here sorg op 'n wonderlike manier en hy sê dit en ons hoor dit en ons sien dit. Hy iemand anders wat dalk net so 'n getuienis wil gee. Het ek nou iemand gehoor? Dis nou jammer vir julle wat aanlyn kyk. Julle sal maar vir ons moet instuur. Stuur vir ons 'n e-mail. Dan vertel ons jou storie volgende week. So ja, vir die van julle wat aanlyn kyk, as julle dalk 'n God storie het en dit met ons wil deel, stuur vir my 'n boodskap of 'n WhatsApp, ons doen dit graag. Christie het ook 'n getuienis. So hou hom vas. So 'n klein wonderwerkie is ongelooflik. Baie dankie. Ons gaan soos wat ons die gewoonte het in die gemeente, moet ons praat oor ons verantwoordelikheid om in hierdie wêreld uit te reik. Ek wil vir jou lees wat staan in Jesaja. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders uit die ooste af. Ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde, gee. Vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Dis die Here wat deur sy profeet Jesaja vir die volk sê, man, dis my werk om die mense in te bring. En dis ons as kerk se werk. Ons doen baie dinge, ons is betrokke by 'n klompie plekke, as julle die kolletjies daar sien, daar in die Oekraïne, Suidoos-Asië, in Indië is ons betrokke ook, daar in Indonesië en in Suid-Afrika is ons by 'n paar plekkies betrokke. En ook hier in Kirkwood is ons by 'n klompie dinge betrokke. Toe ek 'n jong dominee was, het ek rondgehardloop en 110 goed gedoen. Want ek het ons so gedink die kerk, jy weet hoe werk dit? Jy dink jy's die kerk en jy word mos immers 'n salaris betaal om goeders te doen. Hoe ouer ek geword het ek agtergekom maar dis die domste ding om te doen. Is om alles te wil weet en alles te wil doen en by alles betrokke te wees. Want dan kan 'n kerk net doen wat die dominee kan doen. En ek is maar 'n leierige dominee, so dan gaan hierdie gemeente nie baie doen nie. Maar gelukkig is dit nie hoe die kerk werk nie. Lank voordat ek nog hier was in Kirkwood, toe het Tannie Karine hulle saam met 'n klompie mense betrokke geraak by Life Care. Ek dink julle het gesê al 26 jaar. En 26 jaar terug is ons gemeente al daar betrokke. En ek is nie daarby betrokke nie. Ek kom die waarheid sê, ek moet elke nou en dan vir haar vra, wat doen hulle? En as iemand my vra, is die kerk betrokke by dit? Kom ek sê die teenoorgestelde, weet jy wat gebeur, né? Mense sê vir my, "O, maar die kerk is nie betrokke by dit nie." Dan sê ek sê nou maar byvoorbeeld as by die sop kom by. Sy sê, "Hoe bedoel jy?" Ek sê, "Nee, maar die kerk is nie betrokke daarbey nie." Ek sê, "Nee, maar hoe bedoel jy? Want daai mense is daar en daai mense is daar en daai." Ja, maar hulle is net daar omdat hulle daar wil wees. Ek sê, "Maar dis die kerk." Omdat die dominee nie daar is nie, omdat die kerkraad nie daar is nie. Daar's baie goed wat ons as 'n gemeenteraad vir mekaar sê. Ons is betrokke by dit. Ons het 'n paar fokusareas wat ons glo die Here vir ons gee, maar elke keer as daar 'n gemeentelid van die Here en nie net van hierdie gemeente nie, maar van enige gemeente by 'n plek betrokke is, dan is die kerk betrokke. En ons kerk is betrokke by Life Care en die Here gebruik 'n klomp mense om daarbey betrokke te wees. Dis al 26 jaar as ek nou reg onthou, né? Wat julle al daar betrokke is. Ons wil vanoggend bid. Ja, wie van julle wat nie 26 jaar oud is nie? Ek wil nie jy sê julle moet die hande opsteek nie. Net te weet. Of ja. Ek check. Kom ons bid vanoggend dat die Here ons kerk sal gebruik. En daarmee dis eintlik die punt van vandag se boodskap, nee, ek en jy is die kerk. Ons is die pilaar wat God bo hou en wat God sigbaar maak. En spesifiek wil vir ons volgende bid vir wat die Here ook deur ons gemeente doen in Life Care. Kom ons bid saam.
Dankie Here dat ons die voorreg het, die geleentheid het, om vanoggend te kan bid vir wat U doen. Ons kerk, ons gemeente, en dit is ons, elke een van ons wat hier sit vanoggend, hier is 'n klompie besoekers wat by ander plekke kerk is, maar ons is die pilare, Here, wat U in hierdie wêreld kom hoog hou. Wat vir die wêreld wys, daar's hoop, en daar's genade, en daar's vrede. Nou Here, ek wil kom bid, ja, vir die mense wat daar by Lifecare betrokke is, en van hulle het al gekom en gegaan, van hulle het al getrek, maar daar is al mense wat al letterlik vir 26 jaar U koninkryk daar verteenwoordig. Dis ongelooflik, Here. En ek bid dat U hulle sal seën. En ek bid dat U ook jonger mense sal deel maak van daai span, om ook dit wat ons as 'n gemeente daar doen te ondersteun. Maak hulle hande sterk en gee hulle energie. Dan bid ons ook, Here, vir hulle, die mense wat hulle bedien. Mag daai mense U stem hoor en die genade raak sien, Here. Amen. Amen. Ek wil vir Jakobus en Chrislie vra om hier voor te kom staan. Allebei en Marika, né? Het julle switch gekry? Ek sien julle nou as dit. Ek wil net seker maak want ek julle nou sien toe besef ek dink nie julle het al julle eerste bywoning switch gekry nie. O, het julle al geëet? Nog nie. O, hy's nog fair enough. Dit is my lekker om ook julle so 'n bietjie ons het mekaar al 'n paar kere gesels mee, en ja, klop dinge met sommer nou ook met julle te gesels oor die doop. Ek sê vir Chrislie en Jakobus toe ek met hulle gesels, ek is trots op jong mense soos hulle wat wat nie bang is vir die lewe nie. Dis van hierdie ek wil nou nie sê nie, maar is onderwysers hier by ons in die skool, hier in die kerk wat sê maar, "Jo, die ander dag was daai kinders nog in die skool." En nou het hulle al kinders. En ons is opgewonde. Ek is so opgewonde oor die pad wat die Here met julle gaan stap en wat vir klein Dante wat in julle huis gaan groot word. En julle is omring deur 'n horde, 'n julle clan, 'n span en 'n familie. Ek dink julle gaan bietjie sukkel om vir klein Dante uit ouma se hande uit te kry, maar dis 'n ander gesprek. Julle staan vanoggend hier om vir klein Dante voor die Here te bring, soos ons ook gesels het oor die doop. Die doop erken ons 'n paar dinge. Ons erken dat die doop, in die doop sê ons maar ons posisie voor die Here is nie goed nie. Ons as 'n mens, ons het foute, en klein Dante het ook daai foute. En so ons erken eerstens ons het die Here nodig. Tweedens erken ons dat die Bybel, en daar agter julle, Tannie Colleen wat die blomme gedoen het vir ons so 'n mooi pilare gesit en die blomme in die kers daar opgesit. Ek wil eintlik sommer hierdie klein kersie aansteek. Die Bybel van die Here is die basis waarop ons lewens rig. So die tweede ding wat 'n mens erken, is dat die woord van die Here is die waarheid, en sentraal, ons gebruik die Bybel om vanuit te leef. Maar nie net dit nie, die Bybel wys ook vir ons wie God is en wie Jesus is. En dan op daai selfde asem sê ons, maar ons het die Here nodig, ons het Jesus nodig, en soos ek vir julle gesê het, die doop beteken nie klein Dante is gered nie, maar die doop beteken God het hom lief. En julle moet so lewe, ons as gemeente moet so lewe dat hy vir God in ons gaan raak sien, dat hy besluit iewers in sy lewe, maar ek wil kies om ook vir God te volg. En dis die gebed wat ons het. En dan is dit die derde vraag waarop julle antwoord, en dis die belangrike ene vir julle vanoggend, is dit aanvaar julle die verantwoordelikheid om vir klein Dante groot te maak na die beste van julle vermoë. Ons is almal maar doen maar verkeerde dinge. Ek moes al hoeveel keer vir my kinders om verskoning vra oor dinge wat ek gedoen het. Gaan nie dit nou gaan nie al my sondes hier bely vanoggend nie. Maar 'n mens moet dit ook maar doen, maar net sê Here, help my Here. Ek wil die beste mamma en die beste pappa wees vir hierdie seentjie wat U vir ons gegee het, sodat hy ook die Here kan raak sien in sy lewe. En in dieselfde asem is hier 'n gemeente wat graag wil deel wees van dit, en daarom moet julle ook vir hom bring om deel te wees van wat in die gemeente gebeur, en dat hy ook op daai manier kan groei. So eerstens, ons posisie voor die Here, wie is ons is sondige mense, die Bybel is die waarheid, en ons onderhou die Bybel, en ons leer uit die Bybel uit wie God is, en ten derde, ons aanvaar, ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie klein mannetjie groot te maak. Wat is hierop julle antwoord? Mooi so. Ek wil vra dat ons 'n klein Dante vorentoe bring.
Maar hy's baie soet. Het vind Kom staan julle sommer so. Wil julle, ek het nie, ek weet nie of ek vir julle voor dit gevra het nie, maar wil die oupas en oumas nie hier kom staan nie? Kom staan julle hierso, dat weet nie of daar nog van die familie is wat dalk voel julle dat julle welkom, want dit is mos nou 'n spansport ouerskap. Daar's 'n wêreldwye gesegde wat actually uit Lesotho uitkom. Ek ken nou nie die Tswana daarvan nie, maar die Lesotho daarvan nie, maar dit sê it takes a village to raise a child. Dit jy het 'n hele village nodig en julle het 'n klomp mense hierso wat julle ondersteun. Tante Esterhuis en ek doop jou in die naam van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees van God. Amen. Ag Here, ek wil sommer net hierdie geleentheid gebruik om hierdie jong mannetjie aan U op te dra. Ag Here, dankie dat sy ouers hier kan wees om hom te bring om gedoop te word, dat hy kan, as hy terugkyk na sy foto's eendag, dat hy kan onthou, daar was die dag wat U vir hom gesê het, U het hom lief. Maar dan wil ek ook spesiaal, Here, vanoggend wil ek kom bid vir Jakobus en vir Chrisley. Ag Here, wil U vir hulle kom seën, as 'n pappa en 'n mamma wat vir U lief is, en wat ook vir hom 'n huis wil gee waar hy U liefde kan sien. Ek bid vir sy oupa en vir sy ouma, Here, dat U hulle sal seën, en sy hele uitgebreide familie, Here, dat hy U kan raak lees, en raak sien, en raak hoor, in elke lewe, in elke glimlag. Seën hulle asseblief, Here. Amen. Ek wil vra, ons gaan sommer daai lied sing, julle kan sommer hier voor bly staan. As jy die vrymoedigheid het, kan jy sommer so jou hande uitsteek, daai mooi lied wat sê, laat Heer U seën op hul daal. En terwyl ons daai lied vir hulle sing, gaan ek sommer vir die gemeenteraad vra om ook vir julle net 'n geluk te kom sê. Kom ons seën hulle met hierdie mooi lied. Dankie. Ek het maar lekker hard en so Piet Smit wat sing met so lekker diep stem. Laat Heer U seën op hul daal. Laat Heer U seën op hul daal. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied. Wil Heer U sien oor hul gebied. Laat Heer U seën op hul daal. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied. Wil Heer U sien oor hul gebied. Baie goed. Wat sê jy? Geluk. Ja, sien. Ons gaan jou nog sien. Gaan jy ook so stout wees in die kerk soos my kinders? Ja. Ek gaan vir ons volgende lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Ek het dit ook sommer op die skerm, 1 Timoteus 3. Timoteus is ons nou, as jy nou hoofstuk 4 lees, dan sê Paulus ons op 'n kol vir hom, moenie dat mense op jou neerkyk omdat jy jonk is nie. Paulus beskryf homself as Timoteus se geestelike pa. Timoteus was die leier van die gemeente en hy gee spesifiek vir hom 'n bietjie riglyne oor, as jy nou hoofstuk 3 kyk, hy begin deur te sê, hoe behoort 'n ouderling homself te gedra in die gemeente? Hoe behoort 'n diaken om te gedra in die gemeente? Ek het eintlik gedink, op kol het ek gewonder of ek nie die hele hoofstuk moet lees nie,
want dit is nogal baie mooi van toepassing op hoe ons kinders hanteer en so aan. En dan hier in vers 14, Timoteus, ek hoop om gou na jou toe te kom, maar miskien kan dit nie dadelik kom nie. Daarom skryf ek hierdie dinge vir jou, sodat jy kan weet hoe 'n mens moet lewe in die huisgesin van God. Nou verduidelik ek maar, wat is die huisgesin van God? Dit is die kerk van die God wat lewe. Die kerk is soos 'n pilaar of 'n fondament. Die waarheid staan vas daarop. Ek wil dit reguit sê. Ons het nie geweet hoe om God te dien nie. Maar God het vir ons kom sê hoe om dit te doen. En dit is wonderlik. God het 'n mens geword. Hy was Christus. Die Heilige Gees het gewys wie Christus wel waarlik is. Engele het vir Christus gesien. Mense het vir die volke vertel van hom. Oral in die wêreld het mense in hom geglo. God het vir Christus opgeneem na die hemel. En God het hom die koning laat word. Ons is die pilare van die Here. Ons is die nuwe vertaling sê, ons is die draers van God se koninkryk. Ons bring God se koninkryk in hierdie wêreld en dis wat ons moet doen as kerk. Ons doen dit op verskillende maniere. Ons doen dit as 'n gemeente. Ons kom op 'n Sondagoggend bymekaar en ons nooi mense om hiernatoe te kom en ons laat mense hoor. Almal van julle wat nou seker maar omtrent my ouderdom is, dalk 'n bietjie ouer selfs. Onthou nog daai kerkklokke wat gelei het en ons almal se baie bekende storie. Ek kan nie onthou toe ek op universiteit gekom het. Dit was in 1988 eerste jaar. Dan het ons nog die televisie gehad daar in die eetsaal. En dan het die ouens, die manne, ek was in Boekenhout daar in Pretoria in die koshuis gewees. Dan die manne opgedaag om hierdie spesifieke storie te gaan kyk. Weet nie wie van julle kan onthou wat daai storie se naam was nie. Heidi. Dit was baie vreemd vir my, die manne opdaag vir Heidi. Onthou julle Heidi? En dan as jy ongelooflike ding van Heidi, daai klokke wat lui. Onthou julle, jy kan ek het nooit vir oupa gesien kerk toe gaan nie. Dit was my vreemd altyd. Daar's altyd kerkklokke wat lui, maar oupa het nie gegaan nie. En Heidi ook nie. Maar die kerk was daai simbool. Daai baken van God in die gemeenskap. Ek en jy, ons is dit. Mens kan miskien die vraag antwoord deur te sê, maar wat is die kerk nie? Die kerk is nie 'n klub nie. Weet, die kerk is nie 'n organisasie waar jy lidmaatskap gee en waar jy net weet sê my boeke is in orde, ek het my lidmaatskap betaal, soos baie ouens daar waar ek in Alberton gebly het, by die plaaslike gym. Het die ou vir my gesê, maar daar's iets soos 900 of something lidmaatskapkaartjies van mense wat ek dink R400 'n maand betaal om by die gym aan te sluit. Maar die kaartjie is nog in sy plastiek. Hulle het nog nie opgedaag om die kaartjie te kom kry die eerste keer nie, maar die lidmaatskap is betaal. Dis nie die kerk nie. Die kerk is nie 'n klub waar jy net by aansluit en nou is dit reg nie. Die kerk verteenwoordig die Here. En dan is dit nie soos ek nou gesê het, weet 1 of 2 mense nie, die 12 manne en vroue wat op die kerkraad is of ek nie. Ons elke een. Daar's ongelooflike voorbeelde van mense wat na my sit en kyk. Ek wens ek het tyd gehad om vir julle al die stories te vertel. Van iemand wat vir my sê, hoor jy maar, ek was in 'n moeilike plek. En iemand het my gebel. Iemand het my 'n lift gegee. Iemand was bereid om net vir my te help met 'n paar rand. Baie keer, Trudy nou onthou ek storie wat jy die ander dag vertel het van iemand wat, kan ek dit sommer maar weer vertel van Trudy wat sê sy het nie lekker gevoel nie en by die werk het iemand net sommer haar rug kom vryf. So eenvoudig soos dit, iemand wat net sê, hoor jy man, ek steek 'n hand uit en ek vat aan jou en ek help jou. Dis presies wat die kerk is. Ons is die draers van God se genade. Ons is die fondament, ons is die pilaar waar mense God sien. En dit is ongelukkig so, as ek na my eie lewe moet kyk, dat ek dit nie altyd doen nie. Dat ek soms, in Kirkwood is dit nou so 'n bietjie moeiliker, toe ek in Alberton gebly het, was dit nogal maklik, jy kon baie plekke beweeg sonder dat enigiemand weet jou ken. En dan sal jy partykeer by 'n plek kom en sê, Dominee, ek sien jy het jou lisensie weer gaan haal. Ek sê, hoe weet? Nee, ek het jou daar gesien.
Sê ek, ek wonder, ek hoop ek het myself gedra. Ek het 'n ou vriend gehad, Craig Voortman, wat hy het daar by die lyn gaan staan, daar waar mense lisensies moet kry. En die ouens het gemoun, kerm en dit, en dit is 'n lang ry, maar daar's 5 venstertjies of 6 venstertjies. En hoeveel persone agter die venstertjies? 1. Dan moun die mense. En dan kry ek daar in die ry gaan staan en hy het op 'n kol, hy sommer uit die ry uitgeklim, hy het nou so geaard en hy sê, manne, mense, jy wat, hier so kan ons nie staan en mou nie, kom ons sing 'n liedjie. En toe trek hy daar weg met een van die FHK song, ek weet nie wat nie. Maar hy's 'n toegewyde, hy's eintlik 'n professor gewees in logistiek by Johannesburg, die universiteit. Maar hy's 'n toegewyde kind van die Here, iemand wat 'n passie het en sê, hoorie man, ons kan nie net, ons sit nie in die donkerte in die wêreld nie. Ons moet die lig wees in die wêreld. Ek sê baie keer vir mense, ek kan nie werk waar jy werk nie. Ek kan nie mense sien wat jy sien nie. Ons is die kerk. En dis ons werk, en dis presies wat die Here hierso sê. Die Here sê in hierdie teks vir ons, dat dis ons werk om met mense te praat. Ek het nou, ek weet nie wie van julle, daar's so 'n gebedsgroepie, Kirkwood, gebed vir Kirkwood Hoërskool. En ek neem aan, as iemand nog wil saam op daai groepie wees, is hulle welkom, kan hulle met jou praat. So ons het 'n WhatsApp groepie, nie ons nie, dis ook weer eens, dis my idee nie, iemand het die idee gehad, ek dink amper dit was iemand al by die skool, wat gesê, kom ons bid vir die skool. En Elmarie, wat op die groepie is, Stefanus Potgieter se vrou, sit in die week, dis hoe die Here werk, die sit sy 'n mooi dingetjie daarop, Pillars of the World, dis mos nou nie toevallig nie, né? Dat sy dit opsit nie. Kom ek lees dit vir jou. Christians who pray are like pillars, carrying the roof of the world. I guess no one will see himself being of such importance. Ons dink baie keer ek is nie so belangrik nie. But was Dr. Martin Luther, the great reformer, wrong in saying this? When Abraham prayed for Sodom, God responded and promised him that he would not destroy the city if he would find 10 righteous people in it. Abraham was like a pillar for his town. When Elijah prayed for rain, God answered, and it rained 3 years after the drought. Elijah was like a pillar for Israel. Yes, Christians are as important as a pillar for buildings are, but only if they pray. We are praying Christians. Are you a pillar for your family, church and country? God wants to make you one. Vrydagoggend, ons het so 'n klompie manne wat saam bid op 'n Vrydagoggend. Ek dink ons was hierdie Vrydag so 7 gewees. Jy's enige tyd welkom. As jy saam met ons wil kom bid so 6:30 tot of 6:30 se kant toe, as jy wil vroeg loop, dan kan jy. En Vrydagoggend toe bid ons. Ons praat altyd so 'n bietjie hoe gaan dit? Ons drink 'n koffietjie. En ons besef maar dit gaan nie noodwendig goed met die boere op die oomblik nie. Ons het die seisoen het lekker begin. Want dit het baie gelyk, die vrugte was goed en nou is daar amper 'n bietjie te veel reën. Burger hulle gebruik nou groot woorde, jy weet daar die vrugte doen dit en dit voordat by die pakkies uitkom, is dit nie reg nie. En toe bid ons daar Vrydagoggend, toe bid ons vir ons vallei. Ons bid vir die vrugte, ons bid vir die boere, ons bid vir die pakhuise. Dis wat die kerk doen. Ons is besig om God, ons is die pilare van wat God wil doen in die vallei. En dit gebeur op verskillende maniere. Dis nie net op een plek waar dit gebeur nie. Die ander dag by ons huiskerk praat ons oor een of ander behoefte iewers in die omgewing. En die een vrou sê die ongelooflike, sommer net 'n bekant opmerking. Sy sê, toe julle dit gesê het verlede week, het ek het gaan inskrywe in my gebedsboekie. En ek sê, wow, dis 'n oulike idee. Ek het so 'n joernaal wat ek sommer net al my goede inskryf, maar sy het 'n aparte klein boekie wat sy sê haar gebedsboekie is. Wat sy inskryf waarvoor sy moet onthou om te bid. Sy's 'n pilaar vir ons samelewing. Want sy's besig om te bid vir wat die Here in ons moet doen. Ek wil jou vanoggend, ons gaan nou die nagmaal vier. En ek wil vir jou vanoggend uitnooi om te onthou wat God vir jou gedoen het. Dis die genade, dis die grootheid van God. En dan wil ek jou uitnooi as jy hier uitstap, om God se seën saam met jou te vat. Want jy is 'n pilaar van God se waarheid.
Terwyl die nagmaaltafel gereed gemaak word, is daar so 'n mooi lied, meer as ooit. Jy is welkom om dit saam te sing, maar bly sommer net so sit. Dan berei ons die nagmaaltafel voor. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde weet, is dit werd door Heer om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, as die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. En aan die kruis, en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde weet, is dit werd door Heer om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, as die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. En aan die kruis, en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as aan die kruis, en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as wyn of brood gekry het, nie steek uit jou hand op, dan kan jy sommer vir terwyl hulle help hierso in die voorste geleedere is gewoonlik die beste plek, maar nie altyd nie.
Nie vandag nie. Hierso jou voor de wet. Is daar iemand anders, steek ons maar so jou hand op. Daar julle agterste, daar in die losie. Die losie kort nog. Dit weet jy kan sommer hier so voorste rykie. Wat sê hy? Welkom. Ons het die Here se genade ontvang verniet. Dankie. Ek het gekry vir jou. Ons het dit verniet ontvang. Ons kan eintlik nie anders as om dit verniet vir die wêreld aan te bied nie. Dankie. Nee, glad nie. Oké, ek gekry vir jou. Almal gekry? Ons het die voorreg om die nagmaal te kan vier. Wie van julle, as jy al gewonder het, hoe lyk Silwer as dit 107 jaar oud is? Dis hoe dit lyk. Die datum 20ste April 1919 op ons bekers. En ja, dit is my altyd fascinerend as ek hier voor staan en ek hou die beker vas en dink by myself, dis soos die klompie dames wat by life care is. 20, 26 jaar, dis langer as dit sommige ons al leef. Dis die kerk. Ons dra God se genade oor van een geslag na die ander. Dis hoekom ons 'n doopkersie aansteek. Om vir klein Dante elke jaar op sy doopherdenking steek mens die kersie aan en jy sê, hoorie man, maar God se genade is daar. God se genade spoel oor die eeue heen. 100 jaar terug was daar 'n klomp van julle, die van julle wat hier uit die vallei uitkom. Sy oupas en oumas of dalk oupa grootjies. Oom Gideon, jou familie moes verseker hier gewees het. Maar jy so oud, dit was dalk by jy hier gewees. Ek kan nie onthou nie. En toe het hulle uit hierdie beker uit gedrink en hulle het gesê, wow, weet die Here se bloed is vir ons gegiet. Dis wie God is. Ek wil vir jou geleentheid gee, as ons die nagmaal vier, om te erken dat Jesus het nodig gehad om sy liggaam te breek, sodat ek en jy die ewige lewe kan kry. Ek weet jy wou 'n klein stukkie gevat het, maar dis nou jou probleem. Terwyl die Here Jesus so saam met sy vriende aan die tafel gesit het, toe vat hy die beker en hy sê vir hulle, hierdie is nie meer 'n gewone beker nie. Hierdie beker simboliseer my bloed en my lewe. En drink daaruit en onthou dat ek my lewe vir julle gegee het. Ons sit altyd
ek dink is die gereformeerde kerk, waar ek hulle nagmaal bygewoon het. Hulle het 'n mooi gewoonte, so as ek verkeerd is, of dalk is die hervormde kerk, maar die van julle wat dalk daar was sal weet, dat hulle laat die hele gemeente aan die tafel sit. Die Anglikaanse kerk het so gebruik dat, hulle het so 'n reëlingkie voor, dan staan die priester gewoonlik daar, en dan kom almal so verby, en dan gee hy vir elkeen, hulle het sulke koekies wat hulle met nagmaal gebruik. Maar die gedagte is dat, ek het nou vir Jakobus hulle gevra om hier voor te kom sit, want hulle verteenwoordig net die gemeente. Ons ontvang God se genade, en ek stuur jou uit met God se genade. Ons is die pilare wat God verteenwoordig in hierdie wêreld, wat God sigbaar maak in hierdie wêreld. Ag Here, ek wil hierdie gemeente kom seën. Seën ons Here met goeie getuienisse. Seën ons Here met goeie woorde. Seën ons daar waar ons kom, waar niemand anders kom nie. Want Here, u kerk is 'n pilaar in hierdie wêreld. 'n Pilaar van die waarheid. 'n Pilaar van vergifnis, Here. Amen. Amen. Mag die Here jou seën vandag. En as jy dalk nou nog nie beplan het om die vergadering by te woon nie, ons het nou nie, gewoonlik het ons 'n gebedsgeleentheid na die diens, maar ons nou nie vanoggend nie. So stap in die saal in, kry sommer vinnig vir jou koffie en 'n cupcake. En die van julle wat ons dalk nou nie vanoggend sien nie, julle kan ons vanaand sien, 6:30 vanaand en 7:30 woensdag aand. 'n wonderlike Sondag vir jou.